wees. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir die lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel, aan die huise waarin hulle dit eet. Jesaja 53. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word.
het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. Johannes 1 vers 29, Jesus die lam van God. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die een van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat belangriker as ek is, omdat hy voor my was. Ook ek het hom nie geken nie, maar juis daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat hy aan Israel bekend gemaak kan word. En Johannes het getuig, ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif, en hy het op hom gebly. Ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God.
elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel. Lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Matteus 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels, en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg.
weggelei om saam met Jesus bereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kolbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander die een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loop. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die Jode. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig was. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af. En sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het.
voor die troon wat omrang was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die aarde en op die aarde en op die see, in die hemel, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen, en die ouderling het gekniel en God aanbid.